Ek gaan vanmôre net so 'n pen in die grond steek. En ek wil hê jy moet die Bybel oopmaak. As jy nie ons saam gebring het nie, dan moedig ek jy aan. Asseblief bring die Bybel saam, die harde kopie asseblief. Ek het ons nog vir u gesê, hoekom wil ek nie jy moet jou selfoon gebruik nie. Want die oomblik wanneer jy nou op jou foon kyk, en ek weet, ek het ook al die vertalings op my foon, want ons het mos daai toepassings, en dan terwyl jy nou na die skrif lei, of die skrif opsoek, dan gaan die vyand dit so werk, dat iemand op jou sosiale media, wat sê die feed, wat moet ek in Afrikaans? Ek moet dit nog uit gaan vind. Nee, dan sal hulle nou iets gaan pos. Dan kom dit nou op en dan, die oomblik wat dit gebeur, dan is jou gedagtegange verdeel. En dan mis jy dit wat God vir jou wil sê. So gebeur dit een keer, ek bedien en welkom. En ek het 'n goeie vriend gehad op daardie stadium wat baie goed geweet het dat ek daardie oggend bedien. Maar hy het gekies om nie in die kerk te wees nie. En terwyl ek daar so, nou dit is die slimfone is toe nou net 'n nikkie, en terwyl ek die woord bedien, toe besluit die karnalie, hy gaan my nou bel. En daar het ek omtrent regtig van die baan afgevolg. So ek wil jy asseblief aanmoedig, bring die harde band Bybel. Selfs as Microsoft besluit en ek druk 'n knoppie om al die toepassings ontoeganklik te maak, want dan gaan 'n dag kom ek dit gaan doen, maar dan kan ek nie met jou Bybel doen nie. Nou ja goed, Matteus 16 vers 13 tot 20, en ek wil net gou konteks vir u gee. Ek wil vir u dit sê, is dat elke mens, maak nie saak wie hy is nie, het een of ander opinie oor wie Jesus is. En dit was nie 'n nuwe ding, selfs in Jesus se tyd nie. Want jy sien, binne 'n week of 2 nadat Jesus die 5000 mense gevoed het, onthou dit was die mans, vrouens en kinders die ingesluit nie, die oom met die wit jas en die dik brille, reken dit kan enigiets tussen 15 en 25.000 mense gewees het, vir wie Jesus met die broodjies en die visies, ons 5 broodjies en 2 visies, nee. Het hy vir hulle kos gegee, maar Jesus vra hierdie belangrike vraag aan sy disippels, en ek wil dit vir julle lees. Want Jesus het nie gestagneer op een plek nie. Die dag nadat hy die brood gebreek het, daardie aan toe loop op die water, as jy was, die vorige keer sal jy dit al gehoor het, en die volgende dag, toe kom soek die mense hom op, dan Kapernaum, en hy het daar met hulle gepraat, en nou gaan tyd verby, en die Bybel sê, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, net so terloop, Caesarea self is 'n kusdorp, maar Caesarea Philippi is in die binneland, dit is 'n hele eind van daar af, is nie dieselfde plek nie. En toe hulle daar die landstreek kom, vra Jesus sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Jesus het geweet, hy het selfs geweet as die ouens getwyfel het in hulle harte, maar hy wil hê hierdie disippels van hom moet by 'n plek kom waar hulle met hom terugpraat. Want hy wil hê hulle moet onder mekaar moet hulle weet, en ek dink waar hulle was, moet hulle eintlik gehoor het wat sê die mense wie Jesus is. En hulle antwoord, sien hulle almal en hulle antwoord, so was die een persoon wat gepraat het nie, meer as een het geantwoord, en gesê, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. En hy sê vir hulle, jy sien, so die wêreld het 'n opinie oor wie Jesus is, en dan gaan nou terugkom hierna toe. En hy sê vir hulle, maar julle
ek moet daar, dan kan julle sien waar lees ek. Oeps. Dis wat het is. Hy sê vir hom, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, dit beteken Simon, seun van Jona. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Ek wil net 'n opmerking maak oor vers 18, nee? Ja. Waar Jesus gesê, jy is en jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek gaan glad nie vanoggend eers daarop fokus nie, want dit is nie die tema nie. Petrus is nie die rots waarop Jesus die kerk sal bou nie. Goed, dis wel die openbaring van wie Jesus is, en daar is 4 redes waarom Petrus nie volgens sekere geloofsvertuigings die eerste paus is nie. Daar's 4 baie goeie redes, en dit is nie deel van die gesprek vanoggend nie, so ek gaan eers daarna kyk nie, maar ek het vanoggend 'n vraag, wie sê jy is Jesus? Wie is Jesus? Wat interessant is, want Jesus kom in vers 13 en hy sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Jy sien, die wêreld het 'n bepaalde opinie oor wie Christus Jesus is. Hollywood natuurlik speel 'n leidende rol in die siening wat mense het oor wie Jesus is. En ek kan dit nou maar vanmôre uit die perd se bek uit hoor ook, is dat Hollywood is geheel en al onder die mag van Satan en is fundamenteel gekant teen die Christelike geloof. Maak nie saak wat so mooi movie, wat so mooi fliek, film hulle maak nie, dit maak nie saak hoe echt dit mag voorkom nie, hulle is daar om mense te mislei. So moenie alles glo wat jy op die TV sien nie. Jy sien, die meeste mense se siening rondom wie Jesus is, word gevorm deur wat hulle sien en hoor. En ongelukkig in die konteks waarin ons vandag leef, in die postmoderne era, en ek sal eendag dalk praat oor die postmoderne era, is hoofsaaklik 'n visuele geslag. Ouens wat al 'n bietjie ouer was kan onthou, hulle het vir jou iets gegee en moes jy dit nou lees. Jonger generasie wil nie lees nie. Wys vir hulle 'n prentjie met 'n paar trefwoorde en sê, hoekom sê jy nie so van die begin af nie? Want hulle is 'n visuele geslag. En dit is ongelukkig so dat die vermaaklikheidsbedryf 'n baie groot rol speel oor mense se siening oor wie Jesus is. Sosiale media of die massamedia is ook 2 ander invloede wat mense wat daar is wat mense beïnvloed en hulle siening beïnvloed oor wie Jesus is en waartoe hy in staat is en wat hy kan doen. Jy sien Johannes 10 vers 10 sê, Jesus maak hy hierdie uitspraak, hy sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes.
Die vyand is daarop uit om in die kerk van die Here Jesus Christus, die Christusbeeld wat daar veronderstel is om te wees, hoe ons Christus in oënskou moet neem. Hy kom en hy is daarop uit en hy is baie vernuftig. Jy sien, wat die vyand doen is, hy kom met valse leringe, en hy gaan sommer net hier van die kant af ingooi, en as jy my nie glo nie, dan moet jy maar maak soos wat die Bereane gedoen het, in Handelinge 17 vers 11, die Bybel sê dat die mense van Berea was meer edelmoediger as diegene van Thessalonika, want jy sien hulle het vir Petrus hulle weggejaag, hulle wil hy doodmaak, en toe vlug hulle in die middel van die nag, hy en nou Silas, iemand sê eendag, Paulus en sy kosbare vroukie Silas, nee, dit is nie, was sy broer in Christus, maar hulle vlug en hulle kom in Berea aan, en die Bybel sê, hulle het sommer dadelik na die naaste sinagoge toe gegaan, en hulle daar gaan leer. En nou sê die Bybel, dat die gehoor was meer edelmoediger as diegene in Thessalonika. Want hulle het daagliks die skrifte gaan ondersoek om te sien of die dinge wel so is. Soos Paulus hulle vir lering gegee het, dan het die mense gegaan wat het gehoor het, en hulle het, ja, die jong generasie sal sê, hulle het actually die skrifte gaan ondersoek. Hulle het in werklikheid gaan kyk of dit so is. Nou kom die Bybel en hy sê, hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Die vyand is daarop uit om by ons te steel. En ek gaan nie vanoggend oor praat nie, ek wens so ek het tyd gehad. Ek sal dalk op 'n ander geleentheid, gelukkig, en hierdie is wat aan die finaal. Sy het vir my gesê, sommer die eerste dag toe ons nou trek, sy sê, pastoortjie, sy sê, nou hoef jy nie meer alles wat jy wil sê, in een preek in te druk nie, dan kan jy het opbreek in klein stukkies. So julle moet dankie sê vir Tannie Fina. Nee. Want daar is 'n rykdom van openbaringskennis wat vloei vanuit die troonkamer van God, en wanneer jy in die skrif induik, dan begin die Here hierdie dinge vir jou oopbreek. Een van my gunsteling verse in die Bybel, inteendeel, is Spreuke 25 vers 2, wat sê dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om dit na te speur. God deel nie sy geheime met elke Piet in sy beepaal nie. Hy is 'n jaloerse God. Dis hoekom die Bybel praat van verborgenhede. En ek gaan net so vinnig verwys na een verborgenheid. Het jy geweet selfs die konsep van die huwelik is 'n verborgenheid? Die Bybel sê so. Die evangelie is 'n verborgenheid. Die boodskap van die kruis is 'n verborgenheid. God verberg dit, sodat mense wat dink hulle is slim, toe nou nie so slim is, nie van die 4de kabinet gekyk. As jy nou gelag het, dan het jy dit gekyk. Jy sien, nou kom die vyand en hy probeer ons Godbeeld skade berokken. En jy kry manne en vroue wat God gedien het in gees en in waarheid, en omdraai en hulle rug op God draai, en God lonaars raak. Want die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek dank die woord, ek dank die Here dat Jesus nie net dit gesê het, hy sê maar, however, hy sê ek het gekom dat jy lewe en dit in oorvloed kan hê. Die hele konsep van menseregte, en ek gaan net hierdie stelling maak. Die hele konsep van menseregte, en ek kan met my kom gesels, ek het vir my navorsingsstuk, vir my studies, het ek dit diep gaan navors. Is loodreg gekant teen die Bybel. Die menseregte beweging is 'n godsdiens, en hulle grootste vyand is die kerk van Christus. So moet nie glo nie, kom sit 'n bietjie by my, ek sal dit selfs vir jou gee. Dit is 'n akademiese stuk, so jy moet maar deur die voetnotas net so een kant toe skuif, dan lees jy wat daar staan.
Want alles wat ek sê, is ek boekstaaf. Jy sien, godsdienste, die ander geloofsoortuiginge wat daar buite is, ander godsdienste het ook 'n opinie van wie Jesus is. En hulle het geen probleem daarmee as Jesus soos 'n profeet uitgebeeld word. Hulle het nie 'n probleem daarmee nie. Inteendeel, hulle doen dit self. Het jy geweet dat die Koran verwys na Jesus? Die enigste vrou in die Bybel, in die geskiedenis, oor wie daar 'n boek in die Koran is raai wie? Maria, die boek Miriam. Maar jy sien, vir hulle is Jesus 'n profeet. Hulle het nie 'n probleem as jy na Jesus verwys as 'n profeet nie. Hulle het geen probleem as ons na Jesus verwys as 'n goeie mens nie, wat goed gedoen het aan ander. Die godsdienste het geen probleem daarmee. Hulle het geen probleem as ons sê dat Jesus is 'n meester met goeie morele waardes. Hy's 'n leermeester en uit goeie morele waardes het hy kwyt geraak nie. En jy kan gaan lees in die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, die saligsprekinge, selfs ouens wat nie gelowig is nie, mense wat glad nie aan God glo nie, sê dat die bergpredikasie en spesifiek die saligsprekinge is die beste morele beginsels wat jy kan kry. Jy hoef my nie te glo nie, gaan nie lees nie. Want jy sien, die bergpredikasie eindig so, in Matteus 7 vers 28 en 29, en toe Jesus met hierdie woorde geëindig het, was die skare verslawe se leer, want hy het hulle gelees soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Selfs in daardie tyd was hulle baie beïndruk oor Jesus. Hulle het geen probleem daarmee as Jesus uitgebeeld word as 'n weerlose, hulpelose baba in 'n wiegie nie. Hoekom? Daar's verskeie godsdienste daar buite wat die moeder en kind fenomeen, kan 'n mens seker sê, uitbeeld. Hulle gebruik dit self. Van godsdienste, Babyloniese afgoodste godediens, het die moeder en kind beginsel. Die Katolieke Kerk het die moeder en kind beginsel. Ons kan so deur dit gaan. Daar's 'n hele klomp godsdienste waarin so daar nie 'n probleem nou. Maar die probleem kom wanneer jy Christus Jesus begin definieer. Dan is jou moeilikheid koers geboek. Ek het 'n paar jaar gelede vir die Here gesê, as niemand wil opstaan vir die waarheid nie, Here, ek sal. So dit beteken, ek is nie noodwendig die gewilde ou stemmetjie daar buite nie, en mense hou nie van wat ek sê nie. Nie altyd nie. So hier en daar is iemand wat sê, nee, ek het nou raak gepreek vanmôre, maar dis nie waar het gaan nie. Dis nie waar het gaan nie. Jesus kom in vers 15. Voor ek aan toe gaan, net soos hierdie godsdienste en net soos die wêreld, het ek en u ook 'n opinie oor wie Jesus is. Toe ek in Pretoria was, het ek redelik gereeld begrafnisse gedoen vir een van die ondernemingshuise daar. Ek sal nou nie sê wie nie, want ek gaan nie PR vir hulle doen nie.
En sonder uitsondering, of byna sonder uitsondering, sal ek vir mense, want kyk, as 'n begrafnisondernemer vir jou sê, hier's iemand wat ou wil begrawe, dan kan jy maar weet, hulle is kerkloos. Of hulle is geredderig. Hulle weet van Jesus, maar Jesus weet nie noodwendig van hulle nie. Dan sal ek vir mense sê, dit maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak waar jy groot geword het nie, maak nie saak wat jou herkoms of jou kultuur is nie, maak nie saak wat jou sosiale stand is nie. Elke persoon iewers in sy of haar lewe moet 'n posisie inneem oor die persoon en die werk van Jesus Christus. Ons almal moet iewers 'n besluit neem oor die persoon van Jesus Christus en die werk van Jesus Christus. Dis baie stil in hierdie presbyteriaanse kerk vanmôre. Maar Jesus kom in vers 15 en hy sê, maar julle, onthou, hierdie is die disippels van Jesus wat tyd saam met hom spandeer het. Hulle het saam met hom geloop. Hulle het nie daai liedjie gesing van ek handel en wandel met my Heer nie. Hulle het saam met Jesus net kyk flats en hulle sê hy het gesaffa. Hulle het saam met Jesus gesaffa. Hulle was gemarginaliseer omdat hulle met Jesus geassosieer het. Maar nou sê Jesus vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En nou gaan ek 'n paar opmerkings maak. Weet jy wat het ek geleer? As jy wil weet wat mense se siening rondom Jesus is, luister hoe hy praat. Luister na mense se gesprekke. Want die manier waarop ons praat, vertel vir ander wie Jesus Christus vir ons is. Ek gaan lees in Matteus 12:34, waar die Bybel praat en Jesus is hier om te praat van 'n boom en wat in sy vrugte geken word, is vers 33 tot 37. Kom hy, en in vers 34 sê hy, ek gaan nou nie praat, want dit is nou nie besprake nie, maar ter wille van konteks, praat hy van die ander geslag, hoe kon julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Hy sê, want uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Uit die oorvloed van jou hart, praat jou mond. Iemand leer my in die afgelope paar dae, hierin in die Helsbruik het ek by iemand, saam met iemand gekuier, en hy sê vir my, wat jy binne in jou hou groei. Alles wat jy binne in jou hou groei. En hy praat oor bitterheid en onvergewensgesindheid, maar ek besef toe, as ek die woord van God binne in my hou, gaan hy groei. Alles wat jy binne in jou hou, groei. Jy sien, en ek maak 3 stellings, jy gaan sien, ek kan so baie lang, so baie praat, en so baie sê, ek het baie ligtheid as dit kom by Jesus. Wie Jesus Christus is 'n verborgenheid. En dit lees ons in Efesiërs 3 vers 1 tot 4. En ek sou graag net 'n ou versie vir u wil lees, maar ek wil konteks vir u gee. U moet verstaan, want u gaan vandag 'n posisie moet inneem oor wie Christus vir u is. En in die weke wat kom, gaan ek met u praat oor wie Christus Jesus regtig is. Weet jy hoekom? Want ons identiteit, ons vermoë, ons potensiaal, dit wat God in ons wil werk en deur ons wil bereik, is 100% gekoppel, afhanklik en het nodig Christus Jesus. Hoekom sê ek dit? In
in Johannes 15, almal het dit seker al gelees van die ware wynstok en die lote, en al die goed, en dan gebruik ons daai Bybelversie om ons so 'n bietjie vraag dit in die genade te sê, die Here gaan jou afsny en in die vuur gooi, dis al waarvoor jy goed gaan wees. Maar nou sê Jesus, hy sê, as jy in my bly, en ek gaan nog met jy daaroor gesels op 'n later geleentheid, my posisie in Christus, as jy in my bly en my woord in jou, sal jy veel vrug dra. Hy sê in vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Dis hoekom dit vir my belangrik is, dat ons praat oor Christus. Nou sê Efesiërs hoofstuk 3, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus, vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van genade wat God aan my verleen het, is vir julle. As jy Paulus geskiedenis verstaan, en jy weet wat met hierdie arme ou gebeur het, en hoe dit gekom het dat hy sy bediening gekry het, dan gaan jy daardie sinnetjie verstaan. Nou sê hy, dat hy, nou praat hy van Jesus, want is met die hoofletter A, hy sê dat hy aan my die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het. Dan sê hy, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Jy sien, daar is 'n verborgenheid in Christus. Om te verstaan wie Jesus Christus is, het ek en u openbaring nodig. In Matteus 11:27 praat Jesus, hy sê, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en luister wat sê hy, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. As ek en u wil werklik verstaan wie Jesus die Christus is, het ons nodig dat hierdie Jesus die Christus dit aan ons kom openbaar. Anders gaan ons net sit en lekker tydjie saam spandeer. Ons kom in, elke week word jou kar gewas, dan kry ons nou 'n was en baks en dan suig hulle hom uit. So dis wat baie Christene doen. Hy kom elke week vir sy weeklikse fix. Hy kom vir 'n wash and wax en net 'n bietjie 'n blou draai, wat sy haarkapper is, en word so 'n bietjie gestofsuig en dan is ek weer reg vir die volgende week. Terwyl dit nooit God se plan is nie. God se plan is dat daar jy beweeg, dat jy grondgebied in besit neem, dat jy 'n gemeenskap wat verlore is impakteer. Die probleem is, die kerk sit met al die antwoorde. Ons het al die antwoorde. Maar dan sit ons op ons blessed assurances. Die wag dat iemand anders die wêreld al buite gaan bereik. Jy sien nou waar jy beweeg aan die weg, nee? Het jy te doen met mense wat ek in my lewe nooit sal ontmoet nie? Daar waar pastoor Koos met mense te doen kry, aan Witrivier en plekke elders, wyd en suid, hy ry baie klink dit vir my. Hy het elke dag ontmoet hy mense en dit met mense te doen. Gawie, daar waar hy beweeg, elke dag het hy te doen met mense, en so kan ek deur die hele gehoor gaan. Een het te doen met mense wat ek nooit gaan ontmoet nie. En baie van hulle loop rond met vrae. En ons is veronderstel om vir hulle die antwoord te gee. Daarom het ons nodig om 'n openbaring te kry van wie Christus Jesus is. Want weet jy wat gebeur? Wanneer ek 'n openbaring kry van wie Christus Jesus is, dan bring dit my by 'n plek waar transformasie kan plaasvind. Transformasie is 'n permanente toestand van verandering. Jy kan nie terugkeer na jou vorige toestand nie. 'n Vlinder kan nie terugkeer na 'n wurmstadium toe nie, want hy het getransformeer.
En net so wil God ons transformeer om gelykvormig te word aan sy seun. En ek gaan nou 'n skrif aanhaal. As jy dink ek beklei met u, ek beklei nie met u nie. Ek is nie kwaai met u nie. Maar jy moet verstaan die erns van die uur waarin ons leef. Nie een van ons weet of ons vanaand die son gaan sien sak nie. Nie een van ons weet, nog nie so oud jy is nie. Jy is nooit te jonk om dood te gaan nie. My boetie het uitgevind toe hy 19 jaar oud was. Perd fris en gesond, lief vir die buitelewe. En in 'n oomblik is daar 'n vratsongeluk met 'n perd en ons begrawe hom. Is ook nie te oud om tot bekering te kom nie. Uncle Daddy. Dit gaan nog baie oor hierdie ouens praat. Uncle Daddy. Frankie Boy, was my stiefpa. Maar hy was my Uncle Daddy. Was 84 jaar oud. 'n harde katholiek. Wat gesê het kerk is 'n lekker show. Totdat hy Jesus in sy garage ontmoet het, sy motorhuis. Hy was 84 toe hy tot bekering kom. Is nie te oud om die saak met God reg te maak nie. Bybel sê die deur van genade staan vandag nog oop. Dit Paulus skryf op 'n plek, hy sê broeders, hy sê ek pleit by julle, laat julle met God versoen. Hy pleit by hulle. Jy sien, Jesus kom en hy maak ook 'n klomp stellings oor homself. En ek weet nie wie van julle daai navorsing al gedoen het, staan bekend as die 7 ek is stellings van Jesus in Johannes, het jy geweet daar's 7, wat Jesus na homself verwys het, maar as jy regtig gaan oorbreek, gaan daar ten minste 10 wees. En ek gaan nie daaroor praat nie, ek gaan net deur hulle hardloop. Want selfs Jesus het 'n opinie gehad oor wie hy was. Maar sy opinie was nie gebaseer op wat mense gesê het nie. Sy opinie, sy siening oor homself was gebaseer op die verhouding wat hy met Vader gehad het. En vandag nog steeds het. En hy sê, ek is die brood van die lewe. Sien nou, jy was met die nagmaal en jy is so 'n bietjie gehoor daarvan. En ek het nog nie eens alles gesê wat daar te sê is nie. Ons gaan 'n bietjie oor dit gesels. Hy sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. In Johannes 10 vers 17, ek is die deur. Ja, daar is so groot openbaring oor 'n deur, jy kan dit amper nie glo nie. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Daar is soveel om te sê van. Nommer 5, hy sê, hy praat met Maria en Martha. En onthou wie dit was nie. Dit was nie domestic workers nie. Dit was Lazarus se sissies. En hulle is baie ontstel. In Afrikaans gaan vandag sê hy was upset. Omdat Jesus so lank gevat het, want nou is Lazarus al dood en hy ryk al 4 dae. In die Midde-Ooste is 4 dae lank. Sê hier hy ryk al. En hy praat met hulle oor die opstanding. Sê ja, Here, ek weet ons gaan opstaan in die laaste dag, maar Jesus maak hierdie uitspraak in Johannes 5:25. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dan vra hy vir haar hierdie vraag, glo jy dit? Nog 'n stelling, en dis die laaste een wat Jesus oor homself maak, hy sê, en dit Johannes 15, ek het net daarna verwys, hy sê, ek is die ware wynstok. En ons lees oor hierdie goed, maar daar is 'n rykdom van openbaringskennis wat daarin opgesluit is, wat as jy dit werklik maar gaan ondersoek, dan gaan 'n nuwe lewe vir jou. Paulus kom in 1 Korintiërs 2. Hy sê, toe ek by julle gekom het ek nie gekom met julle met die voortreffelikheid van woorde of menslike wysheid nie.
Hy sê, maar ek het my voorgenem, en ek dink dit is wat ons as kerk moet doen, vers 2. Hy sê, maar ek het my voorgenem, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisig. Hy het nie belang gestel in hulle kinderstories of hulle WhatsApp groepies nie. Dit het nie bestaan nie wat dit is. Stel gou mekaar boodskap op 'n klein tablet of perkament sien. En jy gehoor, jy sal my nie glo nie. Ek wil nou nie skinder nie, maar ek skinder nou nie, ek is net besig om 'n bietjie 'n paar feite vir jou op die tafel te sit. Paulus sê, ek stel nie belang in julle kinderstories nie. Ek wil nie weet wat mense gister en eergister gedoen het, of die vorige pastoor wat hier was. Ek stel nie belang in dit nie. Ek wil by jou hoor, Jesus Christus en hom as gekruisigde. My ma het altyd vir my gesê, ek is te ernstig oor die lewe. Sê, my kind, jy moet net so 'n bietjie chill, jy is heeltemal te ernstig. Sê ek, mami, ek kan nie anders wees nie. Ek weet hoe dit is om te veg vir jou lewe. Precies as ek loop, dan lyk dit of ek loop en klippe optel. In 'n geval julle gewonder het, dis nie 'n kuns nie, joh. Ja, deel ek met julle my getuienis. As julle sien waar God uitgehaal het, dan sal julle verstaan hoekom ek so is. Daar was nie tyd om te speel nie. Jou siel is op die spel. Jou kinders se siele is op die spel. Hierdie is nie 'n speletjie nie. Dis 'n oorlog, dis 'n stryd om siele. En nou sê die Bybel in Efesiërs, en ek is amper klaar. Hy sê, die openbaring wat ek kry uit Christus se hand uit, bepaal my groeipotensiaal. Die openbaring wat ek kry, bepaal my groeipotensiaal. Ek gaan nie daaroor preek of iets sê nie, ek gaan dit net lees. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. En nou kom hy by hulle werksomskrywing en hy sê om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En hoor wat sê hy nou in vers 13, want dit is wat ons na toe moet groei. Hy sê totdat nie sommiges nie die ouderlinge nie die bestuursraad nie die departementsleiers of bedieningsleiers nie. Hy sê totdat ons almal. En weet jy wat, as ek so kyk, van hier by pastoor Koos, reg deur tot hier in die hoek is almal. Hy sê totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Dis twee konsepte, ek gaan nie daaroor praat nie, ek sal ander dag daarop terugkom. En dan sê hy, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Tyd ontbreek om na die ander vertalings te kyk, maar gaan vir die sê wat die King James Version sê, aangesien daar mense is wat net, hy sê, until we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. My vraag is, wat so openbaring het jy al gehad van Jesus? Jy sien, en ek gaan nou 2 getuienisse gee, dan is ek klaar. Daar word vertel, en die rede kom ek hier vir die sê is, as jy nie weet waarop jy geregtig is nie, as jy nie weet wat vir jou in stoor gehou word nie, dan gaan jy nooit kan intap in dit nie. Daar word vertel van hierdie vrou, en ek weet dit word vertel vir die waarheid, 'n baie arm vrou, sy het by 'n skatryk dame gewerk, en sy was haar skoonmaker, en het maar was daar gewees, en soos hy het altyd na haar omgesien, en soos die ou tannetjie ouer geword het,
het sy nou meer na haar gekyk en omgesien en omgegee vir haar. En daar kom 'n dag, net voor hierdie tannetjie sterf, wat sy vir haar 'n handgeskrewe dokument gee en sy sê vir haar, hou hierdie, bewaar dit met jou lewe. Sy kon nie lees en skryf nie, nou het sy hierdie brief, die tannie is dood, en sy vat hierdie brief en sy gaan ramel. En so dikwels dan gaan sit sy voor hierdie brief, wanneer sy verlang na haar werkgewer, dan sit sy en sy verlang. En sy weet nie waar op die brief staan nie. Tot iemand haar by aankom, en sê vir haar, wat's daai? Sy sê, nee, jy vat nie in daai ding nie. My werkgewer het dit vir my gegee, ek het jare vir haar gewerk, dis al wat ek vir haar het. Ek het niks anders nie. Nou sê kan ek nie, sy sê, jy los hom net aan, jy myne. Sy het gesê, ek moet hom oppas met my lewe. En hy nou gelees het, en hy sê, weet jy wat ons, sy sê, nee, ek weet nie, ek kan nie lees nie. Hy sê, hierdie is nie net 'n briefie nie. Hierdie is daardie tannie se laaste testament. Sy het geen erfgename nie. Jy is haar enigste erfgenaam. Alles wat sy gehad het, is joune. En al daai tyd het sy in armoede geleef, omdat sy nie geweet het wat die testament sê nie. Daar's baie kinders van God vanmôre wat in armoede leef, omdat hulle nie weet wat die testament van die testateur sê nie. Hoe ek die openbaring met die van Jesus, ek gaan vir julle hier vertel. Ek sit hier in my kantoor, toe ek nog in my professionele hoedanigheid was, en ek met julle deel. Hy het 'n kliënt gehad, en sy is al lank op by die Here, so sy gaan nie omgee as ek oor haar getuig nie. Ou tannie Hannetjie. Dis seker 'n goeie 20 jaar gelede. Toe was sy al by die 80, so ek dink sy is lank op by die Here. En sy kom sit in my kantoor en sy begin praat en ek stop haar. Ek sê vir Tannie, ek gaan vir jou 2 woorde gee. Dan sê ek my, wat kom dadelik in jou kop op? Sy sê vir ek, sê Tannie reg? Sy sê ja. Ek sê vir die 2 woorde is, liewe Jesus. Sy sê, oi my kind, jy weet mos. Ek sê, nee Tannie, ek weet nie, dis ek moet gevra. Sy sê, oi my kind, jy weet mos, waar Jesus wat in doeke toegedraai is. Ek sê, Tannie, weet jy waar? Dis nie wie Jesus is nie. Want jy sien, jy gaan net groei tot die openbaring wat jy het van wie Christus is. En in die dae, in die weke wat kom, gaan ek bietjie met u oor dit gesels. Ek sê, kan ek gou vir Tannie sê wie Jesus regtig is? Die Bybel sê, hy is O Kyrios. Hy is die hoogste gesag, heerskappy en autoriteit in die koninkryk van God. Hy is die verreëse lam van God. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here van die leerskare. Die Bybel sê vir my dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, van elkeen wat in die hemel en van die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat hy die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Ek sê, Jesus Christus is vanmôre ons hoëpriester wat sit aan die regterhand van sy majesteit en hy tree vir ons in. Hy is die advokaat wat ons regsaak voor God bestry. Ek sê, Jesus is nie 'n babietjie in doeke toegedraai nie. Sy sê, haai my kind, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek sê, Tannie, weet Tannie wat, dit is die probleem in die kerk oor algemeen. Hulle dink nie. My vraag aan die vanmôre is, wie is Jesus vir jou? As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en lui die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.